jou daar, stoel wat skuur en 'n harde gebaar, voet wat wip en hand wat tik, en sien daar, weg is my wiskunde begrip. Voorsitter, dames en here, ek glo dat my gediggie, die olifant in die klaskamer, vir baie kinders vasvang. Die wyse prediker het gesê, vir elke ding is daar 'n vaste tyd. As leerder, met meer as 3 jaar se klaservaring, voeg ek my stem daarby, want selfs vir kriewel is daar 'n vaste tyd. Eerstens, die konsternasie van swak konsentrasie. Mevrou, probeer jou indink, jy lees 'n boek, maar 'n kriewelkuis blaai die bladsy om. Net soos jy jou lekker in die storie inwurm, verdwyn jou begrip soos mis voor die son. Op haar webwerf carlagrobler.co.za het die ervare arbeidsterapeut op 26 Oktober 2020 die artikel Verdeelde aandag en hoe dit kinders in die klaskamer beïnvloed geplaas. Sy sê dat suksesvolle leer verdeelde aandag vereis. Met ander woorde, ek moet kan luister na juffrou, terwyl ek die som op die bord lees en dit in my boek neerskryf. Vir 'n graad 4 leerder is dit heelwat om onder die knie te kry. Haar raad is dat onnodige visuele en auditiewe afleidings beperk moet word om konsentrasie te verbeter. Haar navorsing bewys my ervaring. Wanneer kriewel in die klas nie selfbeheer en plek ken nie, moet ek die heeltyd na die kriewelkuise pype dans. Ek probeer harder, maar die olifant in die klaskamer vreet my konsentrasie sommer met een hap op. My tweede punt. Dit lei tot die konsternasie van 'n koue klasklimaat. My droom is om eendag 'n juffrou te word, juis omdat my onderwysers my so inspireer. Maar wat gebeur wanneer onbeheerste kriewel die klas begin regeer? 'n Studie gedoen deur MC Masikoameng, 'n onderwysstudent van Unisa om sy doktorsgraad te kry, antwoord juis die vraag. Dit is op Unisa se webwerf in November 2010 geplaas. Hy meen dat dissiplineprobleme in die klas onderwysers se moraal verlaag. Hy bevind dat hierdie probleme onderwysers van inspirerende gidse in moe polisiebeamptes verander. Energie wat spandeer moet word aan boeiende lesse, word uitgeput terwyl hulle 'n kriewelrige klas moet beheer. Dit lei tot verlaagde moraal, wat onderwyser kan laat hart verloor. Dit sê vir my dat onbeheerste kriewel die klaskamer verander van 'n plek van samewerking na 'n plek van baie spanning. Dit mag begin as net 'n voet wat wip, maar uiteindelik staan die olifant vierkantig voor die son en maak die klaskamer koud. Derdens, die konsternasie van verlore kameraadskap. Selfbeheer beteken nie onderdrukking nie, maar wel om my energie op die regte tyd en plek te gebruik, presies soos die prediker sê. In 'n artikel gepubliseer in Die Burger op 1 November 2023 verwys Alta Engelbrecht, navorser aan die fakulteit opvoedkunde by die Universiteit van Pretoria, na nodige vaardighede vir die 21ste eeu wat in die klaskamer geoefen word. Sy beskryf die klaskamer as 'n kritiese ekosisteem. Hier leer ons lewensvaardighede soos selfbeheer, respek en verantwoordelikheid. As ek toelaat dat kriewel my pens en poetjies beheer en anders leer onderbreek, versteur ek daardie balans. Die vraag is, help my klaskriewel net vir my of maak dit leer verander moeiliker? Om daaraan te dink en my gedrag aan te pas, is presies hoe ek selfbeheer, respek en verantwoordelikheid leer. Vaardighede wat ons almal slaggereed vir die toekoms maak. Die olifant in die klaskamer trap dus op ons kans om ware kameraadskap in die klas en vir die toekoms te bou. Dames en here, my standpunte wys duidelik dat klaskriewel sonder selfbeheer tot vele konsternasies lei. Die van swak konsentrasie, 'n koue klasklimaat en gebrek aan kameraadskap. As ons onthou dat daar 'n tyd is om te kriewel en 'n tyd is om stil te sit en te leer, en die geheim is selfbeheer, eet ons daardie kriewelrige olifant in die vertrek saam op. Ek sluit dus my rympie af. Kriewel jou hier, kriewel jou daar, maar in die klas, beheer dit en klaar. Gee my kans om te leer en te dink, en oral anders kan jy na hartelus rinkink.